The SA Music Show with Tabiso Kambule on Jacaranda FM. As you know, with this part of the show, and in this hour, of course, we have a guest in on the SA Music Show. It's the SA Music Show 2.0. Tabiso Kambule is my name, the Fresh Prince of Radio. Saam met jou die pad tot 6 uur. In die atelier vandag, man, this guy is so legendary. Like, I went to go meet him downstairs, and I can remember, that was lang terug. Wat ek jy ontmoet het by 'n show, but I don't think you will remember this. But one thing that I want to ask you just off the bat, jy weet hierdie figures wat mense maak, Nicholas, het jy jouself al klaar in enetjie verander? 100%. Ek dink ek het myself al in 7 verander. Maar dit was dan nie ek nie, dis mense wat dit vir my doen. Maar nee, daar's 'n hele klomp, my bro, daar's 'n hele klomp. En moet ek sê, daar's 'n hele klomp mense wat sê hulle sal die hele collection gekoop het. You see, it works for you. Ek is nou nog nie daar nie. Nee, ek dink jy onderskat jouself net. Nicholas Lowe is in the Jacaranda FM building, as you can hear. This gentleman started basically at the age of 2 years old by winning a competition that his grandma wrote him in for. Het jy ooit gedink dit gaan jou loopbaan wees? Humbly, ja. Sure. Ek sê altyd, jy weet, 'n 4x4 weet waar hy moet ry en 'n F1 kar weet hy moet uit die berg uit bly, né? Ja, dit was 'n doelbewuste besluit geweest. Ek het op 'n stadium agtergekom, I can do this. En ek het 'n talent, so ek het gewerk daarvoor. Dit is it's a privilege, maar dit is ook iets waarvoor jy werk en 100%. you put your mind to it, you can do anything. Your dad, William and Moneta, would you say that they're super proud of you? I hope so. I believe so. I hope so, yeah. That is amazing, man. Yeah. And then tell me about your dad's wine collection. Wel, ek dink ek het hom maar oorgevat. Ja, wel van kleins af. My pa het wyn bymekaar gemaak, maar hy drink nie. So ek het dit oorgevat, maar ek drink ook nie veel nie. That's actually quite interesting to know that you have something in common. Even though, julle nie regtig drinkers is. Ek het ook so 'n wine collection begin, maar ek dink ek het die halfpad maar opgehou, want daar's net te veel. Verseker, en dis duur, jy weet, ek meen die good stuff is duur. 100%. Maar ja, ek weet, ek sê nie ek drink glad nie. Ek hou daarvan om rooiwyn te drink hier en daar. What would your favorite be? Op hierdie stadium? Ja. Paul Sour, wat is dit? Dis Kanonkop Paul Sour. Yes. Fantastic. No, it is very, very good. Your first car at 17. Why the car love? Like, I would love to know that. Actually, my producer Aaron was asking me as well a little bit earlier on, because we came to know that you are a car fanatic and you raced at a stage as well. Yeah. Why that? Weet jy, toe ek klein was, het my pa baie weg van die huis af gewerk en hy het altyd vir my karretjies saamgebring. En ek weet nie, ek het net nog nooit bolsens gehad nie. Ek hou van 'n stuurwiel, jy weet, ek weet nie, daar's iets aan karre tot vandag toe, van daai tyd af tot vandag toe. As my pa teruggekom het en hy het vir my 'n rugbybal gekoop of 'n sokkerbal, I was less interested as in 'n karretjie, jy weet. So, ek het baie karretjies gehad. That is amazing, man. En nou moet ek ook die vir jou vra. There is, of course, that you could have gone into that and done that as a profession more rather than singing. Why would you say you didn't go for that? Toe ek kinders kry, toe besef ek, luister, jy moet 'n pa wees vir hierdie kinders, en ek het 'n paar lelike ongelukke op die racetrack gesien. Niemand het ooit seer gekry nie, dit is extremely safe. Maar ek het eendag 'n pile-up gesien waar elke liewe kar op die baan teen 160 km/h in een kar vasgery het. En hulle almal, dis like, ek dink al was 13 karre, en hierdie ou kan nie uit die kar uitklim nie, because hulle almal speed op hom af. Almal gly om die draai op die natpad. Vir een of ander rede, ek weet nie hoekom nie, daar was seker maar olie daar gewees wat hulle nie gesien het nie, want dit was 'n reis wat heeltyd aan die gang gaan, en op 'n stadium toe kom al die karre op dieselfde tyd af. Jy weet, en ek meen, hierdie ou sit net in sy kar en hy sien hierdie karre, almal van hulle, dis 'n 160 km/h draai, dis wat jy in ding is, en nie een van hulle kry om die draai gery nie. En hulle almal kom net en hulle pile op hom op, jy weet, en hy moet net sit. So
toe ek besluit, luister, jy weet, ek wil daar wees vir my kinders en ek wil gesond wees, ek wil able wees. What's the best thing that has been for you about being a dad? Hoe kan enigiemand ooit kies? Die weet toe ek hiernatoe kom, toe gee my dogtertjie vir my 'n bag met iets. Jy weet, wat ek nou, jy weet, net soos dit, weet, en sy los goedjies in my tas as ek gaan, as ek aan die ander kant kom, ek so naand in die hotel of in die gastehuis en ek maak die tas oop, dan sy vir my 'n briefie met een van haar teddies, weet, daai tipe van ding. Yes, what a feeling, eh? Ja, die liefde van die kinders en ook om hulle te sien ontwikkel. That's amazing om te sien hoe hulle hoe vars daai lyfies is, hoe jy weet hulle hoe vinnig hulle gesond word. Hoe vinnig hulle leer. Jy weet, ek meen my kinders leer baie vinniger as ek. Ja, they're like sponges, right? Ja. Maar alles werk nog reg. Jy weet, ek is al ouer, jy weet, my liggaam werk nie meer soos wat hy moes werk nie, maar hulle sinne werk reg en om al daai goeters te witness, dan dink jy by jouself, yesie. Well done, Lord Jesus. Come on. Ag man, Nicholas, nou so lekker weer in die ateljee te hê. Maar daar's nog so baie, ek sien ek het baie papier hier, so daar's nog so baie om oor te gesels. Maar voordat ons hierso in die musiekbreek ingaan, daai skoene wat jy altyd gedra het. Yeah. Tell me about that. Where did the inspiration come from? Because I love a unique starting point because we knew that was you. Yeah. Wel, ek hou nog altyd van balkie skoene. Ek kan sien die skoene wat jy ook nou aan het. Ja, Yes. so ek het geweet van die shoes voor die fliek, en you're gonna laugh at me now, maar moenie. Okay? Ek so hard weer. They know me for laughing, yes. Toe ek Fast and Furious vir die eerste keer kyk, en Vin Diesel se chick klim uit die kar uit met daai skoene, maar sy trap hom so plat in die grond, en I thought to myself, dis 'n man se skoene daai, but yes, dit lyk sexy aan jou. En ja, dit was waar ek besluit het, I gotta get myself a pair. Maar ek het voor die tyd het ek gedink, yes, dit is awesome. Ja. Flippin' awesome shoes. Ja. Ek hou van badass skoene, jy weet? Ja. So ja, dis waar dit vandaan gekom het. En dit het gestik, jy weet, ek meen selfs met hierdie action figure ding. Die eerste paar, toe sê die mense later, maar luister, waar is daai vlamskoene? Yes. Oh man, absolutely amazing. Nicholas Lowe with us in the Jacaranda FM building on the SA Music Show. Soos wat ek sê, daar's nog so baie om oor te gesels. The SA Music Show on Jacaranda FM. Ek boodskapies wat ek van jou ook af kry. Ek moet hierdie enetjie speel vir Nicholas hier so in die ateljee van Andre af. Goeie dag. Hallo Tabs, Emelumi hier so van Wittervier, Andre. Ek wil net, ek is baie bly jy het Nicholas op die show. Een van my gunsteling Afrikaanse sangers vir baie jare. Ek onthou nog sy eerste album 2003. Ja, my hart is aan die brand. Dit is sy heel eerste release wat hy gedoen het. Ja, is baie nuwe groot name deesdae in die musiekbedryf. Nicholas is nog steeds bo saam met hulle. Al die pad. Nicholas, dis wat ek 'n legend noem. Gaan aan, gaan groot my maat, hou dit daar. Tabs, dankie vir die show van jou. Lekker om vanmiddag saam met jou te luister en saam met Nicholas. God seën julle. God bless. Baie dankie Andre, blessings right back to you as well, man. En ek stem 110% saam. This gentleman sitting right here in front of me, what a legend he is. And Nicholas, you basically started performing at 13. Yeah. Man, and that's when Kurt Darren, how do I say this? Not necessarily discovered you, but gave you a break. No. He discovered me in 2000, and he gave me a break then. Went to the people from Select Music and spoke to them and said, listen, I have something to show you. Organized a meeting for me. En van daar af is ek het nog nooit teruggekyk nie. Come on, man. En gepraat van nie terugkyk. Hey, Tabisa, dis Kurt Darren nie. Ek hoor jy het 'n onderhoud met Nicholas Lowe vandag. Hey Nick, ons is almal baie trots op jou, jy weet dit. Jy is een van die beste stemme wat hierdie land al gesien het. Van die eerste noot wat ek vir Nicholas hoor sing het ek geweet hier's iets baie spesiaal op pad. Tabisa, laat hy vir jou 'n bietjie My Precious Lord of een van daai net 'n klein weergawe doen.
Ek dink jy sal van jou stoel afval. Hy Nick, jy het nog baie in jou. So, go for it, buddy. Maak hulle mal met daai stem. Cheers. Sure. From a legend to another, yeah. That is a legend, eh? Yeah. That's a legend. Yeah. Sure, yo. And so are you. Geen idee wat dit vir my beteken. So are you. And so are you. I've gotten the privilege and the honor to work with Kurt in so many places and in so many shows as well. And as you say, man, what a legend. And for me to hear him say this about you as well, it's truly amazing. What would you say are some of the things that you've learned from Kurt? Sure, quite a lot. You know, I'll never be as good as him in any respect because the way he does business for a start is something to witness. There's iets om te sien. He's an excellent businessman. He's got, I think he's got the most beautiful telephone voice in the world. Phenomenal voice, amazing songwriter, which is obviously evident because I mean, his first hit was Macy Macy in 2000, I think. That's 25 years later. There hasn't been one year that he hasn't had more than one hit, mega hit. So he's there's a lot to learn from him, eh? And I mean, he's like a big brother in the music industry to a lot of us. True. Very, very true. And I have to ask you, and I have to fall right on that, right? How do you stay consistent for such a long time? Ek meen, jy is ook nie net van gister af hier in die musiekbedryf nie. You've been. Dis 'n beter vraag om vir Kurt te vra. Because I don't think there's anybody more consistent than Kurt. Weet jy, you do the best that you can. Make sure that you keep on releasing the best that you can. There's a lot of market research. There's a lot of daar gaan baie harde werk in die skryfproses. I'm calling it hard work. It's not physical hard work, but daar's baie oorweging, consideration. Is this note going to be better there? Should I go up or down? Like die mense, hou die mense van die tema. You know, I'm not one of those artists that has something to say, you know, and I want people to party and I want people to tap their feet on my music. I love it, yeah. So daar is tye wat 'n oue 'n dieper song hier en daar skryf, but for me music is predominantly something that you should enjoy rather than sit and listen. And you know, a lot of the time when you listen to a serious song, it can actually make you morbid. So dis nog 'n ding, you know, writing lyrics moet 'n ou baie mooi oorweeg. Gaan hierdie mense afbring of gaan dit hulle opbring? You know, as jy 'n diep song skryf, jy wil hulle actually altyd een of ander hoop gee, of it must be I prefer something positive even if I'm writing about something negative. You turn it into a positive. That is absolutely amazing, man. I'm going to stick on this audio, on this audio train. This is also someone that I know that you absolutely love. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Daar is natuurlijk die stem van Gappie wat jy daar so hoor. Yes. Yes, ek het nie geweet hy sing daai song nie. Ja. Sure. Hy did a bit of a rendition on that. Yes. Yes, it is awesome. Ja, Ek sit nou en dink by myself, maar he's got a bit of a rock voice there, but ek kan dit nie place nie. Die ene sê Gappie, dis ek like, yes, ek het nie geweet hy daai song hy perform daai song nie. Ek is mal oor Gappie. Ek dink, jy weet, 20 jaar terug toe ek, of 22 jaar terug toe ek hulle vir die eerste, nee, is actually 25 jaar terug. Ek het hulle die eerste keer gesien in 2000. En toe ek hom en sy broer gesien optree by KAK&K of by die ander ene Potchefstroom, ek kan nie onthou wat sy plek se naam is. Ag, die fees se naam is. En toe het ek by myself gedink, yes, hierdie ouens is badass, nee. Eerstens, hy en sy broer is massive. Ek weet nie of
of jy hulle al ontmoet het nie. Nog nie, I would love to. Just throwing it out there. Ja, nee, hulle is insane. Dis groot sterk manne, hoor. En dan het hulle het albei hierdie, hulle is rock and roll. They don't want to be it. They They want to be nie. Hulle is rock and roll. So en ek en Gappie het actually so 'n jaar, 'n bietjie meer as 'n jaar terug 'n sang saam begin skryf wat ons op 'n stadium seker sal opneem, maar jy weet ek nie die songwriting sessions songwriting proses is nogal 'n lang proses. Maar ek moet vir jou sê, Gappie definitief ook een van my gunsteling stemme in die land. Ek meen, daai ou te stem soos 'n V8. Yep, I can hear that. It's incredible. Yeah. No, it's incredible. So, your relationship with this song. I'm searching for the spirit of the great heart. ja. Hold and keep me. Tell me about that. Jack of the Bushveld was die eerste boek in my lewe wat ek kon deurlees. I hated reading. Still actually do. Preaching to the choir. En ek was in standaard 4 toe ek die boek deurgelees het en ek het die movie gekyk en ek is iemand wat as ek van 'n ding hou, het ek hom elke middag gekyk. So ek het seker die movie seker al 15,000 keer deurgekyk daai tyd toe ek op skool was. En toe het ek hom begin sing. Ek love daai song. Ek is baie ongelukkig dat ek het nooit vir Johnny Clegg ontmoet nie. Sure. Which is sad, want ek en hy het eendag op dieselfde stage opgetree, maar hulle het gekom toe ek al op pad uit is en ons het mekaar gemis, which is very sad. Maar is dit nie een van die mooiste songs daai nie? I totally agree, and what a legend as well. Ja, What a legend as well. Absolutely. Yes, Nicholas, jy het stories vir daar. Dis kom ek sê, kan jy vir ewig, ja? Let's get into a bit of music, then we go into the last session that we have with Nicholas, en ook natuurlik sy song. Ek wil hy moet ons 'n bietjie meer vertel van sy song Radio, wat hy ook uit gaan bring. When is the song coming out? Jong, hy word die 2 Mei release. So hierdie is 'n debut. Dis die eerste keer wat die publiek hom gaan hoor op radio. So Nou, ek maak jy, like. ek gaan dinge 'n bietjie hier rondskuif, dat jy dit actually vir ons kan introduce. My baas gaan my doodmaak, but hey, let's do it. 4 hours of the best South African music with Thabiso Kambule on Jacaranda FM. Nou van Jacaranda FM, home of more music you love. Weet jy nee, ek wens ons kan partykeer die conversations af in die lig afdeel. Baie interessant. Heli sê vir my hierso, you did the best song Mama with Kurt, and always when he hears that song, he just gets teary, man. And Gordon also says he's a huge fan of yours. Hy hou van jou musiek en jy is Pike, Nicholas. Yes, baie dankie. Man. Ek het vir jou een ding sê van daai song van Mama. Ek perform hom glad nie meer nie. And I wouldn't ever agree to it again. Want die laaste keer wat ek hom gesing het, I teared up so much dat ek amper nie die res van die show kon gedoen het nie, want my keel het in 'n spasma gegaan. It really, really hurts. Nie want dit is 'n moeilike song nie, want dit is emotionally. It's a deep song. En hoe ouer 'n mens raak, hoe meer betekenis kry dit vir jou, jy weet? Man, yes die. Vat jy my nou daarso en gepraat van ietsie wat diep is. Ek wil gou vir jou hierdie vra reg. Taking you back to when your daughter was about a day old and you had to basically go and do a show where you had to be away for about 3 days, and she was a week at that time. And you had to go do a show in Australia. Ja. Is dit moeilik soms om so baie van die huis af te wees, but knowing very well that you're doing this for your family? Ja. How do you keep sane with that? Dis weird. Partykeer raak dit moeiliker, partykeer is dit makliker, maar omdat jy weet jy doen hierdie om vir hulle te voorsien, ja. En
Aaron, ek weet nie wat julle beleid is hieroor nie, but I have to say it. Hierdie is die meal ticket wat God vir my gegee het, to look after my family, to provide for my family. Wow. This is a meal ticket. You just shifted my whole mindset, man. Yeah, well, I mean, that's what I've been given. So I have to make the most of it. Dit is nie altyd lekker nie. It gets better, omdat hulle nou ouer is dit beter. Daar was 'n stadium gewees waar dit glad nie lekker was nie, toe hulle baie klein was toe. Jy weet, en veral, jy weet, my dogtertjie en my seentjie, hulle was albei min of meer 'n maand in die ICU gewees na geboorte, want hulle was albei premature. So my dogtertjie is op 31 weke gebore en my seentjie is op 29 weke gebore. Wat insanely prem is. So hulle was in die ICU gewees en dan soos jy sê met my dogtertjie, sy was 'n paar dae oud toe met ek Australië toe gaan en dit was nie vir 3 dae nie, dit was ek dink dit was vir 5 of 6 dae. Want I mean, net die trip daai kant toe is amper 2 dae en die trip terug is amper 2 dae, jy weet. So nee, dit was nie lekker nie, maar soos wat ek sê, jy weet, soos 'n ouer raak. It gets easier because they're older now, jy verstaan. En jy weet wat jou doel is, jy weet. Dis en ek wil skies en ek weet ek meng my taal baie want is Jacaranda. But I want to use this word, purpose. You know, I have to say to you, in my vulnerability at the moment, you literally just helped me on something, because I have a 7-year-old and I struggle. I'm also away quite a lot. I MC and I DJ all over the country, and it's like you say, it's your purpose, right? But it's such a struggle. But the way you just basically said it there, man, is that, it is indeed, it's like our meal ticket. It's what we do to provide for our families. En ek dink jy het so baie aan 'n paasdag gehelp wat op die oomblik soos wat ek en jy hier so sit ook by die werk is, and they wish they could be with their family. They wish they could be with their little ones. And thank you for those words. Nee, verseker. Ek het eendag op Instagram 'n klip gesien wat nogal that hit hard. Waar hierdie pa is 'n truck driver. En hy kom met hierdie groot rig by die huis aan en hierdie klein mannetjie staan en wag en maar hy kan nie wag om sy pappa te gaan gryp nie. So sy pa kom met hierdie massive American rig daar by die huis aan, trek so voor die yard in die straat en is hierdie klein mannetjie wat hier voor teen die kamera staan en dan sien jy hierdie massive trok, net die voorkant waar daar stop, hy het nou 'n trip gedoen en hy's terug. Yes, en daai mannetjie kan nie wag nie, sy hero het teruggekom. Na papa toe. Ja. So jy weet, ek meen ons as paas het 'n purpose, jy weet. Ek het nou Vrydag aan het ek in Hartbeespoort gesing vir daai seentjie wat sy arm afgeruk is deur die krokodil. Wat sy naam, Jean-Ray? I know we had the story as well, on and just staying on the topic of fatherhood. I think that must be the first time that I've ever met a real life hero. According to what I see as a hero. I met his father afterwards. And this guy's big, eh? And I stood there thinking to myself, this guy is the first real life hero that I've ever met. He actually fought off a crocodile for his son. That I mean die emosies wat deur my gegaan het toe ek hierdie ou ontmoet. And I said that to him. I said to him, jy is probably die eerste held wat ek nog ooit ontmoet het. En toe sê hy vir my, ek het actually vir hom gesê, as Jean-Ray nie vir jou vir 'n pa gehad het nie, he would probably have been dead. The first thing he says, jy weet my mannetjie is selfsterk. Oh man. So that was I mean the boy was also fighting a crocodile, but his father fought off the crocodile. I mean that is something else, eh? Man. That's something. Ja, Nicholas, you see, dankie vir die kuier. Ek wil jou nie laat gaan nie, want jy sien nou gooi my uit, I got too deep. Voordat jy gaan, moet jy jou song vir ons eers voorstel, maar vinnig jou song. Tell us about the song. What inspired the song? Let me ask that. Yeah, it's for another thing of fatherhood. Nee, weet jy, toe my kinders klein was, jy weet dan die babietjies, dan bad my vrou saam met hulle, jy weet, en sy was hulle en whatever. En dan maak sy liedjies op vir hulle. Dan maak sy nuwe liedjies op en dan sing sy dit vir hulle in die bad. En hierdie song het ek gevat
probably like 7 of 8 jaar later, wat sy het hom seker so 8 jaar terug geskryf vir my dogtertjie, toe sy gesing het in die bad, en die sang het die hele tyd in my kop gebly, en toe dog ek by myself, yesie, that's genius, en ek moet eendag 'n sang skryf. Nou ja, dit 8 jaar gevat, ek het die sang klaar geskryf, en die sang se naam is Radio. Come on. You know, I love that the song's name is Radio. Want ons is op die oomblik op die radio. Absolutely. Waar kry jy op social media, Nicholas? Jong, oral sal hulle net kyk dat hulle my naam reg spel. Ek is op Instagram, ek is op TikTok, ek is op Facebook, ek is op X. Hulle net kyk dat hulle my naam reg spel. Dit is L-I-S. L-I-S aan die einde, Nicholas Lou. Nice, excellent stuff. For the very first time on Jacaranda FM, the one and only Nicholas Lou's new song, and it is called Radio. Radio.